1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jesus se baie spesiale aandete. Lank gelede was dit amper tyd vir 'n groot fees wat die mense elke jaar gevier het. Dit was 'n tyd wanneer families saamgekom het, lekker kos geëet het en onthou het hoe God hulle lank gelede gehelp het. Jesus en sy vriende, die disippels, wou ook hierdie spesiale ete saam hê. Jesus stuur toe 2 van sy vriende vooruit en sê: "Gaan na die stad toe. Julle sal iemand kry wat julle sal help om alles reg te kry." En alles gebeur toe presies soos Jesus gesê het. Hulle kry 'n mooi plek reg en maak die kos gereed. Toe dit aand word, sit Jesus en sy 12 vriende saam om die tafel. Die kamer is rustig en almal is bly om saam te wees. Hulle praat en eet en lag en geniet die tyd saam. Maar toe sê Jesus iets wat almal laat skrik. En hy sê: "Ek moet vir julle sê, een van julle gaan my verraai." Die disippels het geskok na mekaar gekyk en hulle harte het vinnig geklop. "Is dit ek, Here?" vra hulle een vir een. Hulle was hartseer, want hulle was lief vir Jesus en wou hom nie seermaak nie. Jesus het geweet presies wat gaan gebeur, maar hy was nog steeds rustig en vol liefde. En toe doen Jesus iets baie besonders. Hy neem 'n stukkie brood in sy hande, hy kyk op en hy sê dankie vir God. Toe breek hy die brood in stukke en gee dit vir sy vriende. En hy sê sag: "Neem en eet. Hierdie brood wys vir julle dat ek my lewe vir julle gaan gee." Die disippels luister mooi. Hulle verstaan nog nie alles nie, maar hulle voel dit is 'n baie belangrike oomblik. Toe neem Jesus 'n beker met wyn en hy gee dit ook vir hulle en sê: "Drink almal daaruit. Dit wys vir julle hoe lief ek vir julle is." Jesus probeer vir hulle wys dat hy binnekort iets baie groot gaan doen. Iets wat wys hoe lief hy vir almal in die hele wêreld is, ook vir jou. Na die ete het hulle saam 'n mooi liedjie gesing. Jy kan amper hoor hoe hulle stemme sag deur die kamer ego. Dit was 'n rustige en spesiale oomblik. Daarna sê Jesus vir sy vriende: "Vanaand gaan julle dalk bang word en weghardloop." Petrus, wat baie lief was vir Jesus, spring vinnig op en sê: "Nooit nie, Here, ek sal altyd by U bly." Maar Jesus kyk sag na hom en sê: "Petrus, vanaand gaan jy 3 keer sê dat jy my nie ken nie." Petrus kon dit nie glo nie en hy skud sy kop. "Nee, nooit nie, Here," sê hy weer. Maar Jesus het geweet wat gaan gebeur en tog het hy Petrus nog steeds liefgehad. Al die ander disippels sê ook: "Ons sal nooit weggaan nie." Maar Jesus weet hulle gaan bang raak. En tog, hy kies om by hulle te wees, saam met hulle te eet en hulle lief te hê tot die heel einde. Daardie aand was nie net 'n gewone aandete nie. Dit was 'n aand waar Jesus vir sy vriende gewys het hoe baie lief hy hulle het. Hy het tyd saam met hulle spandeer, met hulle gesels, saam hulle gelag en saam gesing. En hy het hulle geleer om altyd aan hom te dink en mekaar lief te hê. En weet jy wat? Vandag nog onthou mense hierdie spesiale ete. Wanneer ons brood en druiwesap of wyn sien, onthou ons hoe lief Jesus vir ons is. Jesus se liefde is so groot. Hy vergeet nooit van jou nie. Nie een enkele dag nie. Onthou, Jesus sit vandag nog by jou. Al kan jy hom nie sien nie. Hy is naby aan jou en hy luister na jou. En hy het jou baie lief. En jy is veilig by hom. Fluit, my storie is uit.